Op 8 Mei 1925 het die skrywer C.J. Langenhoven 'n besonderse wetsontwerp in die parlement van die destydse Unie van Suid-Afrika ingedien. Dit het daartoe gelei dat Afrikaans, naas Engels, as amptelike taal van die Unie erken is. Die Grondwet van Suid-Afrika het in 1996 ook die voortbestaan van Afrikaans as een van die land se 12 amptelike tale verseker. Afrikaans as taal het ontstaan eeue voordat sy amptelike status in werking gestel is. Wat die oorsprong van Afrikaans besonder betekenisvol maak, is dat dit op Afrika bodem ontwikkel het. Die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie van Nederland het sedert die middel van die 1600s 'n voorraad- en handelsnedersetting aan die Kaap gevestig. Die Kaap was van die begin af 'n veeltalige gemeenskap waarin Europeërs van Nederlandse, Portugese, Duitse en Franse afkoms, asook slawe uit Maleisië en Indonesië en inheemse gemeenskappe soos die Khoisan met mekaar in aanraking gekom het. Die ontwikkeling van Afrikaans kan teruggevoer word na die behoefte aan 'n vereenvoudigde oorbruggingstaal wat mense van uiteenlopende gemeenskappe in staat gestel het om in die handel en die alledaagse lewe met mekaar te kommunikeer. Hoewel die taal steeds op Nederlands gebaseer was, het Afrikaans toenemend die klanke, woorde en strukture van die ander tale wat in die omgewing gepraat is, ingesluit. Mettertyd het die insluiting van woorde uit inheemse swart tale die Afrikaanse woordeskat verder verryk. Vandag vorm Afrikaanssprekendes die derde grootste taalgroep in Suid-Afrika, wat deur meer as 6.5 miljoen mense as huistaal gepraat word. Ongeveer 60% van Afrikaanssprekendes in die land is nie wit nie. Dit maak van Afrikaans 'n gedeelde Suid-Afrikaanse taal oor ras- en kultuurgemeenskappe heen, 'n taal wat aan almal wat dit praat behoort. Die Oorlogsmuseum in Bloemfontein is in 1931 gestig om die lyding van Afrikaners tydens die Suid-Afrikaanse Oorlog van 1899 tot 1902 te herdenk. Sedert 1994 het hierdie museum en die Afrikaanse taal in baie opsigte 'n soortgelyke nalatenskap gedeel. Baie mense het die museum en taal as nasionalistiese simbole van uitsluiting en onderdrukking beskou. Nieteenstaande het die museum met verloop van tyd homself herposisioneer en ontwikkel tot 'n inklusiewe en nasionale erfenisinstelling vir alle Suid-Afrikaners. Die museum het 'n visionêre rol gespeel in die verryking van die historiese narratief van die oorlog. Dit is gedoen deur die bydra en leiding van swart Suid-Afrikaners in die oorlog te erken, sonder om die dood en swaar kry van Afrikaners te verskraal. In die proses het die museum 'n ruimte vir nasiebou, sosiale samehorigheid en nasionale genesing in Suid-Afrika geword. In 'n soortgelyke gees van inklusiwiteit weerspieël Afrikaans vandag ook sy multikulturele en veeltalige oorsprong binne die breër sosiale geskiedenis van ons land. Die Oorlogsmuseum is in staatsbesit en resorteer onder die Nasionale Departement van Sport, Kuns en Kultuur. Teen hierdie agtergrond het die departement en die Ministerie van Sport, Kuns en Kultuur onlangs 'n unieke ministeriële geleentheid in samewerking met die museum in Bloemfontein aangebied. Op Saterdag 9 Mei het minister Gayton McKenzie as gasheer opgetree tydens die 100-jarige herdenking van Afrikaans as 'n amptelike taal in Suid-Afrika. Deur die loop van die dag het ongeveer 2000 mense die geleentheid op die perseel van die museum bygewoon. Die amptelike program het begin met die direkteur van die museum, Tokkie Pretorius, wat die eregaste en lede van die gemeenskap by die geleentheid verwelkom het. Daarna het Dr. Masego Chabalala, die hoof van die departement Sport, Kuns, Kultuur en Ontspanning in die Vrystaatse regering, die hoofspreker aan die woord gestel. Minister McKenzie het die rol van Afrikaans in 'n veeltalige Suid-Afrika sterk beklemtoon. Dit is my besondere voorreg om vandag hier voor u te kan staan. En ek doen dit nie as 'n besoeker by 'n ander gemeenskap se viering nie, maar as iemand vir wie hierdie taal die heel eerste was waarmee ek die wêreld leer ken het. Afrikaans is die taal van my mense, van my kinderjare en van die innerlike gesprek wat ek met myself voer wanneer ek alleen is. Afrikaans is 'n amptelike taal van Suid-Afrika en dit is 'n mylpaal vandag om dit te vier. Nie met selfvoldaanheid nie,
maar met dankbaarheid en met 'n eerlike oog op die pad wat ons geloop het as Afrikaans sprekende mense. Die geskiedenis van hierdie taal is nooit eenvoudig of netjies nie. Dit is, soos Afrikaans self, kompleks en betwis, soms pragtig en soms pynlik. Afrikaans is 'n baie besondere taal in hierdie land. Afrikaans is net so belangrik soos Engels, Zulu, Sotho, Xhosa. Jy moet nooit skam kry om te sê Afrikaans is jou eerste taal nie. As jy 'n probleem het met Afrikaans, is baie maklik. Moet dit net nie praat nie. Maar los vir ons om dit te praat. Na afloop van die amptelike verrigtinge het die res van die dag uit ongeveer 20 aanbiedings bestaan, wat iets vir elkeen gebied het. In 'n atmosfeer van feesviering en inklusiwiteit het die opwindende program uiteenlopende vermaak en geleenthede vir besinning ingesluit, met Afrikaans as die samebindende faktor. Lede van die plaaslike gemeenskap het van die geleentheid gebruik gemaak om minister Mackenzie persoonlik te ontmoet en vir die gebruikelike foto te poseer. Die jonger garde is ook nie oor die hoof gesien nie. Daar was meer as genoeg geleentheid vir kinders om hulself in die veilige omgewing van die museum te geniet. Te midde van die besige program is die besoekers met 'n middagete getrakteer om die innerlike te versterk. Baie van die besoekers het ook van die geleentheid gebruik gemaak om die museum se binnenshuise en buitenshuise uitstallings te besigtig. So het baie van hulle vir die eerste keer die uiteenlopende stories van die Suid-Afrikaanse oorlog en die rol van alle Suid-Afrikaners daarin ontdek. ‘n Paneelbespreking oor die historiese agtergrond van Afrikaans is aangebied. Dit is gevolg deur 'n voordrag uit die skatkis van ouer en moderne Afrikaanse digkuns en letterkunde. Die ministeriële geleentheid het daadwerklik daarin geslaag om Afrikaans as 'n unieke Suid-Afrikaanse skepping en 'n ryke tapisserie van uiteenlopende invloede op die voorgrond te plaas. Dit is juis hierdie diversiteit, hierdie kulturele en taalkundige versmelting binne die konteks van 'n veeltalige en demokratiese Suid-Afrika wat van die dag 'n besondere geleentheid gemaak het. Afrikaans, my taal, my rots. Vir jou sal ek beklei, dis weer in my. Afrikaans sal ek bly. Afrikaans, my taal, my rots.
sal ek beklei, dis die lewe binne my. Afrikaans sal ek bly. Afrikaans sal ons bly.